how dark it's grown. Souls like ashes, hearts of stone. A light once burning now grows dim. Men love the world, forgetting Him. But this earth is more than clay and sky, more than breath before we die. It is the field where hearts are tried, where love is proven, purified. You gave us choice to hate or love, to seek the gospel of things above, to walk your will, to bear your name, or bow to comfort, fear and shame. This is pure love, to do your will, to keep your word when all is still, to walk through fire, to bear the hate, to chew your truth at heaven's gate. Not comfort, not the world's applause, but obedience to your holy laws. Though all may burn and kingdoms fall, your ways remain above them all. This is pure love. Hallelujah, 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 hallelujah. hallelujah. The world will hate the ones who stand, who refuse the mark of Babylon's hand. Pain will come and mockers rise, but truth still burns in faithful eyes. Your commandments, life and breath, more than freedom, more than death. For loving you is not a word, it's every action when hate is heard. Gold is tried inside the flame, so is the one who bears your name. Through tears, through loss, through lonely days, we cling to you and to your ways. I am but dust beneath your throne. You are holy, you alone. Nothing matters, none compare. Your kingdom comes forever there. This is pure love, to endure the cost, to count all gain as nothing lost, to suffer now yet still obey, for your word will never fade away. Let the world grow dark while I choose your light. This is pure love. Hallelujah, 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 yeah. Môre Susie, lyk my ons het per ongeluk 'n gesplitte meeting gehad vir een of ander rede. Dit was baie vreemd. Seker wat daar gebeur het, né? Ek probeer net gou hierdie ding nou in die agtergrond skryf want ek hoor hom, of nie julle het hom ook nou gehoor nie. Nee. Geseënde Sabbat vir almal. Ek sien die son is alweer nie lekker vandag nie. So wat ek gaan doen is ek gaan net my kamera afsit terwyl ek die leeswerke so doen dat dit nou nie interfereer met die sein nie. Ek weet nie wat gaan aan met die sein vandag nie. Maar in elk geval vandag se topik wat ons oor gaan praat is geen verlossing
sonder bekering nie, Jesaja 59. So ons gaan so 'n bietjie reeltjie vir reeltjie deur Jesaja 59 werk en laat skrif homself verklaar vir ons. Ek moet net gou kyk hier kom nog mense in. So ek gaan net so 'n oombliekie wag. Ja, soos ek sê, as ek weet glad nie wat vanoggend gebeur het nie, maar hopelik is die wat nou nog in die ander chat is, het ons al gejoin. Ons gaan net so 2 minuutjies gee. Is almal hier. Okay. Ek wil nou nie te lank wag nie, anders gaan ons in stilte sit. Anyway, welkom almal. Dis Angie al hier, so het sy ingekom. Ja, Angie is hier so. Okay, julle. So ek gaan dan begin lees vir ons. Soos ek sê, ek gaan net my kamera afsit, laat ons net vir die same so onthaalwe, laat ons nie weer vashak en so aan nie. Dis hy. Goed. Geen verlossing sonder bekering nie. Jesaja 59. Vers 1 tot 2. Kyk, die hand van Jahweh is nie kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. En julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. So nou gaan ons eers gaan kyk hierso volgens skrif, wat is ongeregtigheid? Ongeregtigheid verwys na oortredings, wetteloosheid. Volgens 1 Johannes 3 vers 4 sê dit, elkeen wat die sonde doen ook wetteloosheid, want sonde is wetteloosheid. Spreuke 28 vers 9 verduidelik vir ons dan hierso die aangesig wat hy vir ons verberg en ons nie wil hoor nie. So wie sy oor afwend om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. In Micha 3 vers 4, dan sal hulle tot Jahweh roep, maar hy sal hulle nie antwoord nie. Ja, hy sal sy aangesig vir hulle wegsteek in daardie tyd, omdat hulle verkeerde dade gepleeg het. In Jesaja 59 vers 3, want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuns en julle tong fluister onreg. Jesaja 1 vers 15 verduidelik ons daai hoekom hande met bloed bevlek is en vingers met ongeregtigheid. Wanneer julle hande uitsteek, verberg ek my oë vir julle. Al bid julle ook hoe baie, ek hoor nie. Julle hande is vol bloed. Johannes 2 vers 4 verduidelik ons die tweede deel van julle lippe spreek leuns en julle tong fluister onreg. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. So jy kan ons nou baie mooi sien hoe Vader sê hy hoor nie jou gebed as jy nie volgens sy wil en jou loop nie. En dit is die hele skrifteer bevestig dit vir ons, en wanneer jy sondig, oortree jy die wet. En dit is die definisie van sondig. So nou wanneer ons verder lees in vers 59 vers 4, daar is iemand wat aanklag in geregtigheid en niemand wat 'n regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou op nietigheid en spreek valsheid. Met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Basilisk eiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle. Hy wat van hulle eiers eet moet sterwe. En as dit stukkend gedruk word, bars daar eiers uit. So dis nogal 'n interessante vergelyking hierso, dat wanneer iemand nie in geregtigheid loop nie, is die vrug wat hy dra basilisk eiers, dis soos 'n slang se eiers, né? En wanneer die eier gebreek word, dan sien jy daar val of daar spring adders uit. Nou ons weet die adder is die vergelyking van die accuser, as ek nou Engelse woord kan gebruik. Die duiwel, né? Hy word verteenwoordig as 'n slang of 'n adder. So jou vrugte gaan daai of jou vrugte gaan begin lyk soos dit. So hier sien ons dat die wat hulle self geregtig dink in hulle eie werke, die vertrou op nuttelose dinge, hulle self-righteous gevegte, is nie in die waarheid gegrond nie, maar valshede. Die wat mens so aanval wanneer jy die waarheid deel, het geen insig of wysheid nie en stry oor valshede, want hulle verstaan die woord en Jahweh se wil heeltemal verkeerd. Basilisk eiers is die slang se vrugte, wettelose een. As ons terugdink aan die vrug van die gees, die Ruach HaKodesh wat jou in waarheid en geregtigheid lei, wat jou tot goeie vrugte laat groei, dan sal die wettelose een se vrugte
basiliskuiers wees. En sodra dit 'n bietjie onder druk geplaas word, wanneer jy die woord gebruik om woord te verklaar, soos die Ruach ons leer, dan sal die wat probeer stry, sy eiers bars en sy ware klere wys, die van 'n slang. Dis wanneer hulle vir jou sê jy's 'n rasis, omdat jy by jou eie nasie wil bly, dan is jy judgy, wanneer jy vir hulle verduidelik hulle werk is nutteloos, of filthy rags, soos die skrif het noem. Dan mag jy hom nie judge nie. Dan is jy hypocriet, want jy wil niks van die dominees af weet. Dan volgens hulle onvermoë om te sien of te hoor, probeer jy jou eie werk kry om in die hemel te jy probeer jou eie werke gebruik om jou in die hemel te kry en verloon ons Jesus. Dis wat die ongelowige sê, né? Jy dink jy gaan met jou works in die hemel inkom. So sien ons dat hierdie Jesus, is die wettelose een wat wetteloosheid verkondig. Ek meen, julle sien seker hier nou op al die social medias, daar's altyd die wat die waarheid verkondig en dan staan die groepies of die mense wat teen hulle is, wat die video sal gebruik om wat die gelowige maak om Vader te volg. Daai video's word nou gemaak of 'n reaction video op dit om hom nou verkeerd te probeer wys. Maar hulle arguments kan nie opstaan teen die skrif wanneer jy dit gebruik om jouself te back nie. Want al wat hulle het om hulle self te back in daai argumente is al hulle eie opinies, want daar's nie skrif om hulle geloof op te baseer nie, en dit is dan wanneer hulle begin kwaad raak en aantuigings rondgooi. Jesaja 59 vers 6 tot 8. Hulle weefsels deug nie vir klere nie, en met hulle voortbrengsels kan niemand hom toemaak nie. Hulle werke is onheilswerke en die daad van geweld is in hulle hande. Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes. Verwoesting en verbreking is hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie. En daar is geen reg in hulle spore nie. Hulle maak hulle paaie krom. En niemand wat daarop loop in vrede nie. Hierdie weefsels deug nie vir klere nie, né? Ons verwys na dit toe na Jesaja 64 vers 6. Ons het almal geword soos 'n onreine en al ons geregtighede is soos besoedelde kleed. En ons het almal verdor soos blare en ons ongeregtigheid het ons weggevoer soos die wind. Die volgende deel van dit, hulle werke is onheilswerke en die daad van geweld is in hulle hande. Hulle voete hardloop om kwaad te doen en is haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes. Verwoesting en verbreking is in hulle paaie. Ons verwys na daai stuk toe na Romeine 3 vers 13 tot 17. Hulle keel is 'n oop graf en met hulle tong pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie en die weg van vrede ken hulle nie. Gaan ons aan met Jesaja 59 vers 9 tot 12. Daarom is die reg ver van ons en bereik geregtigheid ons nie. Ons wag op lig, maar kyk, daar is duisternis, op 'n helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond langs die muur soos blindes, en soos die wat geen oë het nie. Tas ons rond, ons struikel op die middag soos die skemeraand. Ons is onder die gesondes soos dooie mense. Ons brom almal soos beere en soos duwe kur ons aanhouding. En ons wag op reg, maar dit is nie daar nie. Op heil, maar dit bly ver van ons. Want ons oortredings is baie voor U en ons sondes getuig teen ons. Want ons oortredings staan voor ons en ons ongeregtighede, ons ken hulle. In Psalm 19 vers 7 tot 9 sê dit, die wet van Jahwe is volmaak, dit verkoop die siel. Die getuienis van Jahwe is betroubaar, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van Jahwe is reg, dit verbly die hart. Die gebod van Jahwe is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van Jahwe is rein, dit bestaan vir ewig. Die verordeninge van Jahwe is waarheid, hulle is almal regverdig. In Psalm 19 vers 105, U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Psalm 119 vers 142, U geregtigheid is 'n ewige geregtigheid en U wet is waarheid. Psalm 37 vers 30 tot 31, die mond van 'n regverdige getuig van wysheid. Tong spreek reg. Is dat ek het gou hierso. Ronnie add? Dan. Okay.
Die mond van die regverdige getuig van wysheid en sy tong spreek reg. Die wet van sy God is in sy hart, en sy voetstappe wankel nie. Nou gaan ons verder hierso tot en met vers 18 van Jesaja 59 vanaf vers 13. Die afval en verloning van Jahwe en afwyking van agter ons God. Die uitspraak spreek van verdrukking en oortreding, die opneem en uitstoot van leuntaal uit die hart. So word dan die reg teruggebring en die geregtigheid bly staan van ver, want die waarheid struikel op die mark en wat reg is, kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis, wie afwyk van die kwaad word geplunder. Toe het Jahwe dit gesien en dit was verkeerd in sy oë, dat daar geen reg was nie. En hy het gesien dat daar niemand was nie en hom verbaas dat niemand tussen beide tree nie. Daarom het hy sy arm hom gehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun. En hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser en die helm van heil was op sy hoof en die klere van wraak het hy aangetrek as kleding om hom gewikkel in die ywer soos in 'n mantel. Dink amper soos die wapenrusting daarna. Vers 18, volgens die dade, daarmee ooreenkomstig sal hy vergelde. Grimmigheid aan sy teestanders, vergelding aan sy vyande, en die eilande sal hy die loon vergelde. So nou gaan ons hierdie vers 17, hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser, ons gaan dit nou verwys na Openbaring 19, vers 11 tot 15. Het ek die hemele geopend gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. So voor ek nou hier aangaan gou, wie dink julle praat hy hiervan? Wanneer hy sê, hy het gesien dat niemand was nie en hom verbaas dat niemand tussen beide tree nie, daarom het sy arm hom gehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun. Nou wie toe verwys hy hierso? Messias, yes. Dis waar. So nou wanneer ons hierdie wapenrusting lees, wat die Messias aantrek in Openbaring, of althans hy verduidelik hoe Yeshua afkom, dan hoor jy hoe hy die wapenrusting aan het. En ons het al hierdie wapenrusting gewerk, ons kan weer as julle wil. Ek weet ons het nog nie op die bring jou lampie gedoen nie, maar ons kan. Hoe dit elke item van die wapenrusting terugverwys na Torah toe. En hoe, as jy die Torah volg, dit 100% jou toerus met die wapenrusting om die vyand te oorwin. Ek gaan maar vooraf begin lees, ek nou my draad verloor. Anyway, toe het ek in die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem getrou en waaragtig en hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. Sy oë was soos 'n vuurvlam en op sy hoof was baie krone en hy het 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe hy self. Hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was en sy naam is die woord van God. En die leers in die hemel het hom gevolg op wit perde, bekleed met wit en rein fyn linne. En hy het sy mond genoor 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle 'n ysterstaf regeer en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van Jahwe die Almagtige. Dan gaan ons aan met vers 19. En hulle sal die naam van Jahwe vrees van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af. Want hy sal hom kom soos 'n saamgeperste stroom wat die asem van Jahwe aandrywe. Hier verduidelik dit net dat Yeshua wat kom om die oordeel te bring, saamgeperste stroom wat die asem van Jahwe aandrywe. Die asem van Jahwe is die Ruach HaKodesh. Die hele wêreld sal onderworpe, van die weste tot die ooste. Dan Jesaja 59 vers 20 tot 21 gaan ons verder lees. Maar vir Sion kom hy as verlosser. En vir die wat in Jakob hulle bekeer, van oortreding spreek Jahwe, wat my aangaan, dit is my verbond met hulle, sê Jahwe. My gees wat op jou is, en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie. En ook nie uit die mond van jou kroos, en uit die mond van die kroos van jou kroos, sê Jahwe, want van nou af tot in ewigheid nie. Hierdie laaste stukkie hierso wat sê, my gees wat op jou is, verwys na Jesaja 51, vers 16, en ek het my woorde in jou mond gelê, en in die skaduwee van my hand jou verberg, om die hemel te plant en die aarde te grond, en aan Sion te sê, jy is my volk. Jesaja 2 vers 3, baie volke sal heen gaan en sê, kom, laat ons optrek na die berg van Jahwe, na die huis van God van Jakob, dat hy ons sy weë kan leer, en ons in sy paaie kan wandel, want uit Sion sal die wet uitgaan, en die woord van Jahwe uit Jerusalem.
So ons kan altyd, jy sien ek nou 'n paar ander goed ook hierso wat ek vir julle kan deurgaan. En jy 'n bietjie dieper ingaan op die Sion, die berg, 'n diepere verduideliking. In hoofstuk 8 vers 8 van Openbaring sê dit, en die tweede engel het geblaas en iets soos 'n berg wat brand met vuur is in die see gegooi. En 'n derde van die see het bloed geword. See word ook verduidelik as nasies volgens Openbaring 8:17 vers 15. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Die klip wat brand. Yeshua het vir Petrus gesê, op hierdie klip sal ek my kerk bou. In Matteus 16 vers 16 tot 18, en Simon Petrus antwoord en sê, U is Mashiach, die seun van die lewende God. En Yeshua antwoord en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in hemel is. En ek sê vir jou, jy Petrus, wat na die Hebreëse woord daar of die Griekse woord daar verwys na klippie. En op hierdie rots, massiewe rots, sal ek my gemeente bou en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Hier praat Daniël van die beeld van yster en klei, nee, as ons na Daniël toe ook gaan. Ekskuus dat ek weer van vooruit. Hier praat Daniël van die beeld van yster en klei wat vernietig word. Dis die vermengde nasies, maar ook die mengelmoes geloof wat almal nou volg. Dit dui ook op die feit dat die berg 'n sterk koninkryk uitbeeld. In Daniël 2 vers 33 tot 34, sy bene van yster en sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Ek het gekyk totdat daar sonder doen van mensenhande 'n klip losraak wat die beeld getref het en aan sy voete van yster en klei dit fyn gestamp het. En Daniël 2 vers 44 tot 45 sê dit, maar in die dae van die konings sal Jahwe van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al die koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bly staan. Net soos jy gesien het dat sonder toedoen van mensenhande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goud verbrysel het. Die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging betroubaar. In Psalm 125 vers 1 sê die woord, die wat op Jahwe vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Micha 4 vers 1, en aan die einde van dae sal die berg van die huis van Jahwe vas staan op die top van die berge en verhewe wees bo die heuwels, en die volke sal daarheen toestroom. Psalm 48 vers 2 tot 3, Jahwe is groot en baie lofvaardig in die stad van ons God, sy heilige berg. Skoon deur sy verhewendheid, die vreugde van die hele aarde is die berg Sion, aan die noorde kant die stad van die groot koning. So hier begin ons sien dat die profesie praat oor die berg Sion, verteenwoordig die goeie boodskap van Vader se koninkryk, wat tussen die nasies ingewerp word deur die gelowiges vandag, wat almal saam klein klippies opmaak van die groot rots, Yeshua, en hulle blaas die basuin en waarsku die verlore skape van Israel om terug te draai na Jahwe toe. Hulle is tans in die ander nasies verstrooi. In Jesegiel 20 vers 35, en ek sal julle bring in die woestyn van die volke, en ek sal daar met julle in gerig tree van aangesig tot aangesig. So die woestyn van volke verwys ook maar hierso na waar ons nou in absolute afsondering leef van mekaar as 'n nasie en as 'n volk. Hoe ons verspreid is van reg oor die wêreld, waar Vader nou begin in gerig tree met ons, om ons terug te roep na hom toe. En na sy waarheid en na die pad toe. En ons begin dit met die mense om ons verkondig en probeer deel. So ons moet verstaan dat op die einde van die dag, profesie kan vir ons help verstaan wat kom. Maar baie keer verstaan ons eers die profesie soos hy voor ons waar word. Jy weet, as ons nou kyk hierdie stuk 10 jaar terug, so ons het nie 100% verstaan het nie. Maar nou dat ons in dit is en dit verstaan wie ons is en in wat ons toestand ons verkeer, kan ons hierdie laaste vers beter verstaan. Wat hy sê, ek sal jou bring in die woestyn van die volke, en ek sal daar met jou gerig tree, van aangesig tot aangesig. En hierso is hy besig, Vader besig om ons van vooraf te leer. Gaan ons almal weer eendag onttrek en op een plek by mekaar kom, soos die Israeliete vanuit Egypte uit, 100%.
Maar daar moet eers 'n roep wees, né? Daar moet eers 'n roep terug na die waarheid toe wees. En dis hoekom ons so met mekaar deel. En ons het lives en ons het YouTube en ons het alles wat ons probeer op verduidelik vir die mense om terug te keer. Maar nie almal is, jy weet nie almal wil hoor nie, nie almal wil luister nie. Ek hoop hierdie het vir julle sin gemaak. Dit is nie 'n vreeslike lang ding nie. Wat sal weer wees. Ja, daar's niks niets onder die son nie. Julle almal, as jy klaar is met jou Monty, ek het net 'n stukkie wat ek wil lees uit Esdras, wat ook handel oor profesie en oor die eindtyd en as jy klaar is. Yes, dalk kan ons net gou die hele Jesaja 59 deurlees. Ek moes eintlik begin het teen om eers deur te lees voor ek hom opgebreek het in stukkies. Maar soos ek sê, ek so 'n bietjie fluster vanoggend, want toe ek nou eers sukkel om in die live in te kom en dan raak mense sommer verbouereerd. Maar in elk geval, ek lees net gou vir julle die hele Jesaja 59 en dan lees ons om en konsentreer soos met die ander skrifte wat ons nou deurgewerk het en meer verduidelik het en kyk of ons hom 'n bietjie beter kan verstaan. Okay. Jesaja 59 vers 1. Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te help nie en sy oor is nie te swaar om te hoor nie. Maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, so julle sondes en julle wetteloosheid. Julle sondes het sy aangesig vir julle verberg sodat hy nie hoor nie. Want julle hande is met bloed bevlek en julle vingers met ongeregtigheid. Julle lippe spreek leuen, julle tong fluister onreg. Daar is niemand wat aanklag in geregtigheid en niemand wat regstryd voer in waarheid nie. Hulle vertrou nietigheid en spreek valsheid. Met moeite gaan hulle swanger en baar onheil. Basiliskeiers broei hulle uit en spinnerakke weef hulle. Hy wat van hulle eiers eet moet sterwe en as dit stukkend gedruk word, bars die adders uit. Hulle weefsels deug nie vir klere nie en met hulle voortbrengsels kan niemand hom toemaak nie. En hulle werk is onheilswerke en die daad van geweld is in hulle hande. Hulle voete hardloop om kwaad te doen en ons haastig om onskuldige bloed te vergiet. Hulle gedagtes is onheilsgedagtes. Verwoesting en verbreking is in hulle paaie. Die weg van vrede ken hulle nie en daar is geen reg in hulle spore nie. Hulle maak hulle paaie krom. Niemand wat daarop loop ken nie vrede nie. Daarom is die reg ver van ons en bereik die geregtigheid ons nie. Ons wag op lig, maar kyk, daar is duisternis. Op helder skynsel, maar ons wandel in dikke donkerheid. Ons tas rond langs die muur soos blindes en soos die wat geen oë het nie, tas ons rond. Ons struikel op die middag soos in die skemeraand. Ons is onder die gesondes soos dooie mense. Ons bron almal soos beere en soos duwe keur ons aanhoudend. Ons wag opreg, maar daar is nie. Op heil, maar dit bly ver van ons. Want ons oortredinge is baie voor U en ons sondes getuig teen ons. Want ons oortredinge staan voor ons en ons ongeregtighede, ons ken hulle. Die afval en verloning van Jahwe en afwyking van agter ons God, die uitspreek van verdrukking en oortreding, die opneem en uitstoot van leentaal uit die hart. So word dan die reg teruggedring en die geregtigheid bly staan van ver, want die waarheid struikel op die mark en die wat reg is kan nie binnekom nie. Ja, die waarheid word vermis en wie afwyk van die kwaad word geplunder. Toe Jahwe dit sien en dit was verkeerd in sy oë, dit geen reg was nie en hy het gesien dat daar niemand was nie en hom verbaas dat niemand tussen beide tree nie. Daarom het sy arm hom gehelp en sy geregtigheid het hom ondersteun en hy het geregtigheid aangetrek soos 'n pantser en die helm van heil was op sy hoof. En klere van wraak het hy aangetrek as kleding en hom gewikkel in die ywer soos 'n mantel. Volgens die dade daarmee ooreenkomstig sal hy vergeldig, grimmigheid aan sy teestanders, vergelding aan sy vyande en aan die eilande sal hy die loon vergelde. Hulle sal die naam van Jahwe vrees van die weste kant af en sy heerlikheid van die opgang van die son af, want hy sal ons soos die saamgeperste stroom by die asem van Jahwe aandryf. Maar vir Sion kom hy as verlosser en vir die wat in Jakob hulle bekeer van oortreding, spreek Jahwe. Wat my aangaan, dis my verbond het met hulle, sê Jahwe, my gees wat op jou is en my woorde wat ek in jou mond gelê het, sal uit jou mond nie wyk nie, en ook nie uit jou mond van jou kroos en uit die mond van jou, die kroos van jou kroos, sê Jahwe van nou af tot in ewigheid nie. Okay, en jy kan maar jou stukkie lees nou as jy wil. Ek hoop daai het nou 'n bietjie meer sin gemaak nou ons uit mekaar uitgehaal het. Nou kon jy weet die beeldspraak sien en die les verstaan wat in daai profesie was daar. So ek het so 'n bietjie agterste voor gedoen, maar ek hoop dit het gehelp.
Ook vir Andrews, jy gou daai skrif in jou wil lees? Ja, so hierdie is uit 2 Esdras hoofstuk 7 en dis waar hy met die engel praat oor die profesie wat of die visioene wat hy gesien het en verduideliking en hy redeneer met die engel. En hierso vanaf vers 112 said that he answered me and said, "This present life is not the end where much esteem dwells. Therefore they have prayed for the weak. But the day of judgment shall be the end of this age, and the beginning of the immortality to come, in which corruption is past. Lack of self-control is at an end. Whoring is cut off. Righteousness grows, and truth springs forth. Then no man shall be able to save he who is destroyed, nor to oppress he who has overcome." Then I answered and said, "This is my first and last saying, that it would have been better not to have given the earth to Adam, or else, when it was given to him, to have restrained him from sinning." Excuse me, I have my blackie. "For what profit is there for men here in this present time to live in heaviness and to look for punishment after death? O you, Adam, what have you done? For though it was you that sinned, you have not fallen alone, but all of us who come from you. For what does it profit us, if there is promised us an immortal time, whereas we have done the works that bring death? Or that there is an everlasting expectancy promised to us, whereas we, being most wicked, are made worthless? Or that there are dwellings of healing and safety laid up for us, whereas we have lived wickedly? And that the esteem of the Most High is kept to defend those who have led a watchful life, whereas we have walked in the most wicked ways of all? And that there should be shown a paradise whose fruit endures forever, where there is safety and healing, since we shall not enter into it, for we have walked in crooked places. Or that the faces of those who have practiced self-control shall shine above the stars, whereas our faces shall be blacker than the darkness. For while we lived and committed wickedness, we did not consider that we should begin to suffer for it after death." Then he answered me and said, "This is the condition of the battle, that man who is born upon the earth shall fight, that if he is overcome, he shall suffer as you have said. But if he overcomes, he shall receive that which I say. For this is the life of which Moshe spoke to the people while he lived, saying, 'Choose life, that you may live.' Nevertheless, they did not believe him, nor even the Nephilim after him, nor myself, who has spoken to him, that there should not be such grief in their destruction as shall be the joy over those who are persuaded to salvation." Then I answered and said, "I know, Master, that the Most High is called kind, in that he has kindness upon those who have not yet come into the world, and upon those who also turn to his law, and that he is patient and endures those who have sinned as his creatures, and that he is generous, for he is steady to give where needed, as he is ready to give where is needed, and that he is of great kindness, for he multiplies more and more kindnesses to those who are present and are past, and also those who are to come. For if he did not multiply his kindness, the world would not continue with those who inherit therein. And he pardons, for if he did not do so, of his goodness, and those who have committed wickedness were forgiven them, the 10,000th part of mankind would not remain living. And being judged, if he did not forgive those who are healed by his word, and blot out the great number of sin, there would likely be very few left in the innumerable crowd. Hierdie stukkie is vir my baie mooi, hoe even Esdras moedeloos voel en sien, wow, hy dink aan al hierdie wonderlike goed wat voor lê, maar niemand verdien dit nie. Hoekom word hierdie goed vir ons gewys en gegee as ons almal kort kom daarvan af? En hoe die engel vir hom sê, dit is toch die doel van lewe. En dan dink ek net weer eens aan daai stuk in die boek van die Nazarene waar die Messias sê, lewe het net 2 doele, om
dit sê dit beter in Engels, to test and to teach, and for that earth is perfect. Die wêreld en wat ons nou deurgaan is, hoe kan ek sê, amper net, dis 'n voorsmaakie. Dit is die testing ground, om te sien waar ons gaan inval na die tyd. En vir my, hierdie hele stukkie gaan oor die feit dat ons nie moet moedeloos raak met wat om ons aangaan en wat ons sien nie. Voorbeeld wat ek wil gebruik is, eendag lees ek vir my dogter se stuk uit Enoch waar hy die hemele verduidelik. En hoe 'n mens sukkel om dit in te sien, want dit is so wonderlik dat ons kan dit nie eers, ons brein kan dit nie verwerk nie. Maar tog, as jy dink aan iets wat vile en lelik is, dit kan jy half insien, jou imagination kan dit opbring. Toe sê ek vir hulle, is dit nie sad dat in die wêreld waar ons leef en waarin ons gewoond is, kan ons net lelik en donker indink, maar wanneer dit iets so glorieryk soos die hemel is, kan ons dit nie insien nie, want al wat ons ken is donkerte, al wat ons sien is lelik. En hierdie stuk van Esdras, waar even hy moedeloos raak en sê, word daar's nie hoop vir ons nie. En op die einde besef hy ook weer eens, dat as Vader nie so geduldig en liefdevol was nie, en nie vir ons die Torah gegee het, en ons weer terugroep na dit toe nie, dan gaan ons dit nie sien. So ja, dis net my stukkie wat ek wil bysit. Baie dankie. Ja, dis baie mooi. Dankie Angie, jy weet, dis waar wat jy sê, en ek het nooit so dan gedink dat ons besef nie hoe ons eerder lelik aanvaar bo mooi. Jy weet, ek het ook seker nie heeltemal in daai opsig wat sy bedoel by hoe om die hemel te imagine en so aan, dis waar. Jy weet, die skrif sê vir ons moet cunning as a serpent wees, maar mild of mild mannered soos a dove. Ek paraphrase wildly nou also. Maar dis waarop dit neerkom, nee. Ons moet nog steeds versigtig wees, maar ons moenie bang wees om pure te wees, en ons moet wees, vir ons word geroep om pure te wees, en opreg, en ons gedagtes moet skoon wees. En jy weet, hierso leer ons nou in Jesaja 59, dat as gevolg van ons afvalligheid, het ons heeltemal uit touch uitgevloer met Vader. Hy hoor ons nie, hy draai sy gesig weg van ons, hy verberg dit, hy maak so vir ons, want ons sondes is net te veel, en hy wil nie ons hoor nie. En dit is eintlik 'n terrible toestand om in te wees, vir al die tyd wat ons nou ingaan. Jy weet, jy sien oorloë en gerugte van oorloë, natural disasters, plekke spoel weg, aardbewings. Dis eintlik angswekkend as jy nie weet wat na dit kom nie. Want ons hoop is 100% op die mooi dele ook van profesie. En al kan ons dit nie nou in ons koppe indink nie, want soos Angie sê, ons sien net die lelik. Ons is gewoond aan die lelik, ons word grootgemaak in dit. Jy weet, van kleins af leer ek my kleintjies, sluit die deure as ons ry, moenie jou vensters te groot oopmaak nie. Jy moet versigtig wees in hierdie wêreld wat ons bly. So die konsep van the lion will lay with the lamb, en hy gaan nie die een opeet nie. Ek weet daar's 'n dieper spiritual meaning aan dit ook, maar die punt kom neer dat op die einde van die dag het ons hoop op dit wat voor lê. Nie die oorlog, nie die swaar kry, nie die tribulation en die siwe wat ons gaan deurgaan nie, of die trials by fire nie. Die hoop dat as ons endure, ons kroon sal kry in die einde. En dis al waaraan ons kan vashou op hierdie stadium, is die hoop wat Vader vir ons gee. Is daar enigiets wat iemand wil add met 'n skrif? As jy van julle 'n skrif het wat julle wil lees vir ons, is julle welkom. Dit hoef nie eens op topic te wees nie. Is daar iets is wat jy hierdie week gelees het wat jou geruk het en vir jou 'n impak gemaak het op jou, is julle welkom om vir ons te lees hierso. So net, ek en Angie gedink ons sal volgende week die topic wat ons gaan bespreek is die aarde getuig. Dis 'n interessante topic en ek dink is die moeite werd om 'n bietjie dieper in hom in te gaan. Want daar gaan ons sien, dis nie net waar Vader sê, hy roep getuies teen ons, nou Moses het dit ook gedoen in die woestyn, want hy gesê het, hy roep die hemel en die aarde as getuienis teen ons as ons nie die Torah volg nie. So dit is 'n onderwerp wat ons 'n bietjie dieper in gaan indelf. Ja.
Ek gaan vir julle net hier lees. Ek is die laaste ruk besig om Jesaja te studeer en baie van dit gaan oor hoe Israel dubbel uit Vader se hand gaan ontvang vir hulle afvalligheid, maar ook hoe Vader ons weer redeem en terug gaan bring en versamel en vir ons gaan veg. Ja, dis waar Lily. Vader moet ons ongelukkig straf. Ons moet ons punishment vat maar ons weet jy weet, ek het so ruk terug te praat met Every Sissies en sy noem toe, ons moet, yes, hy is 'n goeie pappa, hy weet presies wat ons nodig het. En as ons Sondag, sy oog is so op ons gestel, wanneer ons terugdraai Torah toe, dat die kleinste foutjie wat jy maak, word jy voor getuigtig. En in dit is 'n vreedsame, of sal ek sê 'n peace, in die wete dat Vader kyk vir jou. En hy tugtig vinnig vir die foute wat ons maak, sodat ons op die nou paadjie kan bly en veilig kan wees en by die eindpunt uitkom. Dit is nie lekker as Vader onmiddellik straf wanneer jy foute maak nie, maar ek vertroos my daarin, dat hy wel uitkyk vir ons. En sy aksies is vinnig en decisive, want hy is lief vir ons en wil nie ons moet verlore gaan nie. Vir dit is dit vir my 'n groot troos. En nou, Lily, wat is jou ding nou een? Dis besig om iets te sê, ek jou boodskap verdwyn. Maar in elk geval, as daar ander topics is wat julle wil hê ons moet bespreek, stuur ons die week idees, ons maak notas daarvan en dan, soos nie volgende week bereid uitkom nie, doen ons die weke daarop. Ek en Angie het juist gepraat, as ons nou volgende week die aardige tyd gedoen het, wil ons die vrouens in die Bybel begin studeer. En die wapenrusting. Ja, ons kan weer dit ook uitkom. Ons wil die hele vrouens in die Bybel ook begin uitbring. Jy weet, die good and the bad and the ugly. Ons wil die vrouens in die Bybel uitlig. Party van hulle gaan ons nou meer as 'n week bespreek, want ons nie baie details op van hulle nie. Jy weet, ek dink baie die laaste ruk aan Job se vrou. Die eerste een. En ek sê party en dink ek, was sy 'n goeie vrou, was sy 'n slegte vrou? So ek het gedink is 'n goeie ding om bietjie dieper in haar in te gaan. En net te verstaan. Ons is vrouens en swaan, dis 'n troos om te weet, ja, daar is groot boeke oor al die profete in swaan gewees, maar die kleine rolle word vertolk deur die vrouens. Jy weet, die klein rolle wat verskille gemaak het, soos met David en Abigail en al daai dinge. So ek gedink dis 'n lekker topik vir ons om in te gaan. Ons kan ook later die 12 patriarchs bietjie dieper ingaan. Jy weet, verstaan wat was elkeen se sterkpunt, wat was sy seëning van Jakob en Moses, want Moses het ook seëninge oor die 12 broers uitgespreek, of die tribes wat gevolg het. So ons kan dit ook doen, die 12 patriarchs, want jy weet, soos ek verstaan ook, wat ook al stam jy uitkom, jy het dieselfde mannerisms, as ek dit so kan stel, want jy kom uit daai selfde bloedlyn. So wanneer jy, sê nou maar Juda, was liewe drink en vrouens, en baie van die boeties wat uit Juda uitkom, sukkel met drank en vrouens. Dis nie net dit nie, jy weet, obviously is daar ander goed, dis nou net 'n klein voorbeeldjie. Maar ja, tog, dit is ook ietsie wat ons kan doen. So daar's eindelose onderwerpe vir ons om te bespreek en saam te groei. In elk geval, ek het nou genoeg gebabbel. Is daar enigiemand wat ietsie wil add? Efraim, Lily. Okay, maar in daai geval gaan ek dan nou afsluit met 'n liedjie. Soos julle kan sien, is ek 'n groot fan van Lucas se nuutste album. Begin en einde is met sy liedjies. So julle sissies moet 'n geseënde Sabbat hê. En dan sien ons julle vanaand 7:00 op YouTube live. Ek en Wynand gaan saam 'n live doen. Bietjie nervous, ek kan nie van lives nie, maar ons doen dit in elk geval. Okay, julle, ek gaan gou hierso die screen share en dan gaan julle my nie meer kan hoor nie. Love is not a spoken sound, not empty words we throw around. If I love you, I will obey. Walk in truth, walk in your way.
Your commands are light and true. They show my love in what I do. For the mouth overflows what you love. Not by lips, but by the walk. Not by claim, but how we talk with deeds. Love is shown by obedience. Love is doing, standing firm. Faith is knowing it is true. Trusting every word from you. Love is pure. Love is the way. Walking paths you've set in place. Oh. Faith is not what eyes can see. It's standing on certainty. Your word is truth, it does not bend. From the beginning to the end. Hear the truth and faith is born. Hearts awake, no longer torn. Doers of the word we stand. Not hearers only, hand in hand. Love is shown by obedience. Love is doing, standing firm. Faith is knowing it is true. Trusting every word from you. Love is pure. Love is the way. Walking paths you set in place. If I say I love Yahweh, I will keep His word each day. Here are those who stand and stay. Faith of Yeshua, righteous way. Love made flesh, truth lived through. Feet that walk what faith knows true. Sissies, julle moet 'n geseënde Sabbat verder hê en dan maak ons volgende week weer so. Soos ek sê, die onderwerp is die aarde getuig. Lekker is en dan gesels ons vanaand weer. Bye.